JMath. Welkom by die tweede tipe driehoeksomme wat jy gaan kry in die graad 12 3 hoofstuk. So in hierdie geval gaan jy nie numeriese waardes hê vir jou driehoek nie. Alles gaan in terme wees van 'n M of 'n K of 'n P en dan moet jy ook al jou antwoorde in daai vorm los. So jy gaan dit dadelik raak sien as hulle gee baie minder info as die vorige video. Hulle net sê kos 18 is M. So vir dit gaan ek net hoef te kyk, okay, 18 is tussen 0 en 90 grade, so ek gaan dit altyd in die eerste kwadrant teken. Daar is variasies waar hulle dit nou skuif na ander kwadrante toe, maar gewoonlik is dit net 'n klein skerphoek. Nou, hulle sê vir my kos 18 is M, so onthou kos is dan aangrensend op skuins, so ek kan dan sê, my M is aangrensend, en skuins is net 1, so as dit nie 'n breek is nie, kan ek dit altyd op 1 sit. Nou moet ek net gou Pythagoras gaan doen. So Pythagoras gaan sê, my teenoorstaande kwadraat is gelyk aan skuins sy kwadraat minus aangrensend kwadraat. So dit beteken dan net my teenoorstaande is net die wortel van 1 min m kwadraat. En ek kan dit dan daarso gaan insit. So jy kan gewoond raak aan daai formaat, omtrent 9 uit 10 sulke somme het so 'n wortel wat net 1 minus of 1 plus is met die letter wat ons gebruik. So nou dat ons dit het, dan het jy moet dit skryf en jy moet weer verskryf in Pythagoras. Nou kan ons gaan kyk wat is vraag A. So die punt van al hierdie somme is om dit terug te vat na die driehoek se grades wat ek het. So ek het 18 grade in die driehoek. So elke liewe som wat hulle vir my hier gee van A tot H, moet ek iets met 'n 18 probeer kry. Nou sin van 108, as ek 18 daar aftrek, kry ek 90. So ek kan hom dadelik gaan skryf as sin 90 plus 18 en dit word dan minus cos 18 en minus cos 18 is dan net gelyk aan minus m. Ok, so nou sin van negatief 18, dis in die vierde kwadrant, sin is 'n minus, en onthou as ek 'n sin van 'n negatiewe hoek het, kan ek net die minus vorentoe skuif. So daai is net gelyk aan minus sin 18, en dit kan ek dan net sê is minus teenoorstaande op skuins, so 1 min m kwadraat. Ok, so vraag C, daai is baie groot. So ek gaan nou 360 aftrek, as ek dit doen, kry ek 162. Dit is in die tweede kwadrant, so ek kan dit dadelik gaan oorskryf as tan 180 minus 18. So daar is die 18 wat ek soek. En nou kan ek net sê, okay, so tan in die tweede kwadrant is negatief tan 18, en dit kan ek dan net sê teenoorstaande op aangrensend, so die antwoord is minus, daai wortel op m. Ok, vraag D. So nou, ek myself afvra, wat is die link tussen 36 en 18? Ok, 36 is dubbel. So ek kan kos 36 sien as kos 2 maal 18, en dit dan net gaan oorskryf. Ek kan enige een van die 3 opsies kies vir my dubbelhoek. Ek gaan die ene vat wat net kosse in het, so dan kan ek daai wortel probeer vermy so lank as moontlik. So hierso kan ek nou sê, maar kos 36 is dieselfde as 2 kos kwadraat 18 minus 1, en dit is dan 2m kwadraat minus 1. Vraag E. Ok, so sin van 144, ek weet nie hoe dit by 18 gaan bykom nie, maar as ek dit kleiner maak volgens sy kwadrante, dan gaan ek nader kom. So sin 180 minus wat gee vir my 144? Minus 36. So dit is dan sin 36, en ek kan dit gaan oorskryf as sin 2 maal 18. Ok, dan volgens die dubbelhoek is dit 2 sin 18 kos 18, en die antwoord volgens my driehoek dan, gaan dan net wees 2 wortel 1 min m kwadraat maal m. Ok, vraag F. So kos van 12. Nou, hierdie is nou van jou moeiliker variasie. So, dis nie dubbel 18 nie, dis nie die helfte van 18 nie. Daar's eintlik nie 'n link tussen 12 en 18 nie. So wat ek dan gaan altyd dink is, as niks anders werk nie, kofunksies gaan my ook nie help nie, dan kan ek gaan kyk wat gebeur as ek 'n 30, 45 of 'n 60 plus of minus by hierdie getal. So as ek sê 30 minus 12, dan kom ek by 18 uit. En dis dan presies wat ek wil hê. So, maar ek moet dit oorskryf sodat die antwoord van die hakkie 12 is, want die som het met 'n 12 begin. So ek gaan sê dit is kos 30 minus 18, en dit kan ek dan gaan uitskryf met die kos saamgestelde hoek. So nou elke keer as ek sien daar's 'n 30, is dit 'n spesiale hoek, en elke keer as ek sien daar's 'n 18, gaan ek die driehoek gebruik. So kos 30 is wortel 3 op 2, kos 18 is net m, sin 30 is 'n half, en sin 18 is wortel 1 min m kwadraat. So my finale antwoord sal dan net wees wortel 3m plus wortel 1 min m kwadraat, en dit alles is op 2. So nou die laaste 2 vrae hierso is suiwer net om jou te probeer uitvang en punte by jou te vat. So 2 kos kwadraat 9. Nou eerste ding waarvoor ek gaan kyk is die grade, en 9 en 18 is dadelik gelink met mekaar, want dit is dubbel. Nou onthou, met die vorige video's, as ons 'n dubbel driehoek het, meaning die 2 thetas in die driehoek, en hulle vra vir my vir 'n enkel theta,
dan is dit altyd die moeiliker sommetjie waar jy deur die dubbelhoek moet werk om al uit te kom. Nou hierdie is presies wat daar aangaan. So ons weet cos 18 is gelyk aan m. En om dit na 'n 9 toe te vat, kan ek nou gaan uitbrei met cos se dubbelhoek en ek vat obviously die ene wat nie 'n sin in het nie. So 2 cos kwadraat 9 minus 1 moet dan gelyk wees aan m en nou skuif ek net alles oor totdat ek hulle antwoord kry en hierso hoef ek net die min 1 oor te skuif. So die finale antwoord van hierdie som is dan 2 cos kwadraat 9 is gelyk aan m plus 1. Dis 'n baie weird vraag, maar nou het ek presies geantwoord wat hulle gevra het. So vraag H werk presies dieselfde. Ek gaan net 'n ander cos dubbelhoek vat wanneer ek moet kies tussen die 3. So ek gaan weer eens begin met cos 18 is gelyk aan m, maar in hierdie geval is dit 1 min 2 sin kwadraat 9 wat gelyk is aan m. Ek wil nie die 1 daar hê nie, so ek gaan hom net oorskryf. Min 2 sin kwadraat 9 is dan gelyk aan m minus 1 en ek wil ook nie die min 2 daar hê nie. So yes, nou het ek sin kwadraat van 9, maar dit gaan dan wees m minus 1 op minus 2 is dan wat hulle soek. Ek weet nie hoekom hulle dit soek nie, maar dit is presies dan die antwoord wat hulle wil hê. Ons sê julle so klein bietjie moeiliker, meer mense sukkel met hierdie as met die vorige driehoeke, maar as jy net weet jy moet by 18 uitkom. So altyd gaan probeer eers jou herleidings in die kwadrante, dan probeer jy kofunksies as dit nie werk nie, dan probeer jy dubbel en saamgestelde hoeke en dan as dit nie werk nie, gaan kyk met of daar dalk 'n 30, 45 of 60 is wat jy op 'n snaakse manier moet gebruik om by die antwoord uit te kom. Ons kyk gou nou nog 'n paar voorbeelde. As sin 9 gelyk is aan m, skryf sin 18 dan in terme van m. So nou, dit wat hulle my gee, is die helfte van dit wat hulle vra, so ek gaan 'n driehoek hierso doen, en altyd in die eerste kwadrant, want 9 is tussen 0 en 90. So ek sit my 9 daar, en dan kan ek net gaan sê, maar as sin m is dit m op 1, en dis dan teenoorstaande op skuins, en dan volgens Pythagoras gaan die aangrensende sy gelyk wees aan 1 kwadraat minus m kwadraat, en x is dan net gelyk aan wortel 1 min m kwadraat, so ek kan dit dan net daar gaan insit. En nou kan ek sin 18 gaan probeer kry in terme van 9, dis dan baie maklik, want dit is net sin 2 maal 9, wat dan geskryf kan word as 2 sin 9 cos 9, en ek kan dan net op my driehoek gaan kyk, so sin 9 is net m, en cos 9 is aangrensend op skuins, so dis net wortel 1 min m kwadraat. Nou, albei van hierdie kan 'n 1 onder hê, maar dis regtig nie nodig nie, laat dit net slordig lyk. So daai is die finale antwoord. As cos 55 gelyk is aan k, skryf cos 5 in terme van k. Weereens gaan my driehoekie teken, dis kleiner as 90, so dis kwadrant 1, hy gaan net daarso, so 55 kom daar, en dan, dit is aangrensend op skuins, en dan sal daai ene net 1 min k kwadraat wees, want as ek Pythagoras doen, y kwadraat is gelyk aan skuins kwadraat, minus die ander een se kwadraat, so y is dan net wortel 1 min k kwadraat. Nou moet ek net gaan kyk, hoe gaan ek cos 5 by 55 uitkry? Ek kan nie dit net maal met 11 nie, ons niks intrieg wat net sê ek mag iets maal met 'n random getal nie. So ek moet gaan kyk, dubbel gaan nie werk nie, kofunksies gaan my by 85 kry, dit gaan nie werk nie. Ja, ek sit bietjie vas. So al wat ek dan het om wat oorbly is spesiale hoeke. So as ek 30, 45 of 60 bytel, waarby kom ek uit? Ek gaan dan 60 gebruik, want 60 minus 55 kry my by 5 uit. So ek gaan sê cos 5 kan ek gaan oorskryf as cos 60 minus 55. Nou, onthou, die antwoord van jou hakkie moet dieselfde grade wees as die vraag wat hulle vir my gevra het. Dus hoekom ek nie sê 60 min 5 nie, want ek moet by 5 grade uitkom, so 60 min 55. Dit kan ek dan gaan oorskryf met cos se saamgestelde hoek, so cos 60, cos 55, by cos verander die teken, so sin 60, sin 55. Nou, elke 60 gaan ek net 'n spesiale hoek doen, en elke 55 gaan ek die driehoek doen. So cos 60 is net 'n half, en dan cos van 55 is k, sin 60 is dan net wortel 3 op 2, en sin 55 is 1 min k kwadraat. Finale antwoord kan ek dan net gaan oorskryf as k plus wortel 3 maal 1 min k kwadraat, alles op 2. Ons sê, dis die driehoektipe somme, so baie van dit is gebaseer op graad 11 wiskunde, jy moet nou net jou nuwe identiteite net inbring, om die vraag te antwoord. Ek dink nie dis te moeilik nie, so asseblief doen die volgende video waar ons dit gaan oefen, al twee tipes, gaan doen dit as 'n toets, kyk hoeveel jy sou gekry het, en of jy nog 'n bietjie met werkie aan, en of jy dit 100% verstaan. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.